Soms verander niks rondom jou nie, maar jou hart begin anders sing. Kies lof en vertroue ten spyte van moeilike omstandighede. Dis tyd vir vroue met waagmoed. Kuier saam met my, Marina Meiburg, uit God se woord. Hallo vriende, welkom by die tweede laaste Vroue met Waagmoed uitsending vir 2025. Maar bietjie meer hieroor later. Vandag wil ek kortliks saam met jou gesels oor daardie oomblikke, wanneer niks rondom jou verander nie, maar jou hart begin op 'n nuwe manier sing. Dit beteken nie die lewe is skielik maklik of fantasties nie. En ons ontken ook nie vir een oomblik dat die lewe soms regtig soos 'n taai biltong seëning kan wees nie. Ons gesels vandag oor 'n proses van vertroue en 'n verskuiwing in hoe jy reageer en leef binne in jou omstandighede. Soos jy weet, is party daar regtig moeilik. Soms pynlik, hartseer, angswekkend of selfs swaar van die gewig van bekommernis. Daar is dae wat jy regtig net bid. Here, ek weet nie hoe ek deur hierdie dag gaan kom nie, maar help my asseblief net deur. En ja, selfs al gee die Heilige Gees vrede wat alle verstand te bowe gaan, voel sommige dae onstuimig en donker. Vriende, dis menslik, dis normaal. En dit is waar God ons ontmoet. Nie deur noodwendig die situasie te verander nie, maar deur jou hart te lei en jou perspektief te verander. Soms dans ons in die reën en soms is ons trane soveel soos die reën. Kom ons kyk so 'n bietjie na Habakuk. Hy sê in hoofstuk 3 vers 17 tot 18, soms so in my eie woorde: Al sou die vyeboom nie bot nie, die wingerd nie vrug dra nie, en alle ander vorme van boerdery ook nog misluk. Nogtans. Hy sê, nogtans sal hy jubel in die Here en juig in God, sy redder. Vriende, ons sien nie in Habakuk se gebed dat sy omstandighede sommer dadelik verander nie. Dit bly alles net dieselfde terwyl hy bid. Geen wonderwerke nie, geen verandering nie, maar die verandering vind plaas in Habakuk se hart. Sy hart het anders begin sing. Eers was sy trane so baie soos die reën, maar die Here verander sy hart om te dans in die reën, as ons dieselfde gesegde van vroeër gebruik. Habakuk het gekies om lof te bring midde in sy swaar omstandighede. Vriende, ons weet, dis nie 'n kitsverandering nie. Dis 'n doelbewuste besluit. Jy kies teen jou grein in om God bo jou omstandighede te plaas. En jou hart sing anders. Selfs al bly jou wêreld presies dieselfde. Sommige dae sal jy uit volle bors luidkeels sing in oorwinning.
Ander dae nauweliks fluister. Beide is geloof en God verstaan beide. Of jy hom luidkeels met lof vereer en of jy hom in jou swakheid met 'n sagte stemmetjie vereer en na hom uitroep. Beide is deel van die proses. Luisteraar, die kernboodskap van vandag is eintlik heel eenvoudig. God kan jou hart verander, al bly jou wêreld presies dieselfde. Jy hoef nie voor te gee alles is oukei nie. Jy hoef ook nie alles presies reg te hê, of al jou eende in 'n ry soos ons sê nie. Jy gee hom net ruimte om jou hart te lei tot 'n ander ingesteldheid. Die lof sal van self kom, sodra jou hart inskakel op God se frekwensie. Baie dankie dat jy saam met my ingeskakel het. Soos ek aan die begin gesê het, was vandag die tweede laaste episode van 2025. Ons sluit die bedieningsprogram hierdie jaar 'n week vroeër as normaalweg af, weens ons dogter se troue en dan ook vir dieselfde rede begin ons 'n week later volgende jaar. So Vrydag 12 Desember sluit Fanie die podcastbediening af vir 2025 en dan skop hy weer af Maandag die 19de Januarie met Kort en Kragtig. Dankie vir jou liefde, ondersteuning en dat jy deel is van hierdie reis. Mag die Here jou bewaar gedurende hierdie week en jou mond vol met lof, ten spyte van jou omstandighede. Tot volgende keer, vrede.